Goeiemôre, ek groet u in die lieflike naam van Jesus vanoggend en baie welkom. Kom ons luister wat het die woord vandag vir ons instoor. En die opskrif van my boodskap is: gaan na die verlore skaap. Hierdie gedeelte kom natuurlik uit die boek van Matteus hoofstuk 10 en daarvan vers 6 aan wil ek graag met u praat vanoggend. Die Here bekragtig hierdie gedeelte baie sterk vanoggend in my hart en ek deel dit graag met u. Is u 'n Christen? Sê u is 'n kind van God? Wel, as dit die geval is, dan kom hierdie woorde en hy sê, voor vers 6 praat hy van die disippels. En as jy 'n waarlike wedergebore kind van die Here is, dan is jy 'n disipel. Jy's een wat die woord van die Here met ander deel. Jy het die liefde van Jesus Christus binne jou ervaar. Die Gees van God het oor jou gekom. En jy is bekragtig met die woorde van die Heilige Gees. Nou Matteus pen hier neer wat die Heilige Gees op sy hart lê en hy sê in vers 6, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Kom ons staan gou vir 'n oomblik vas hierso. Wat is 'n verlore skaap? 'n Verlore skaap is dalk een, as ons in daai tyd ons denke kan plaas, het hy dalk ander groen weiveld of 'n ander groen kossies ergens gesien en hy het weggeloop van die groep af. Hy het weggeloop van die sterkte en die krag af. Dalk het dit op 'n stadium gekom dat daar 'n wilde dier op die horison was of ergens weggekruip het en hy het dit opgetel en weggehardloop en sy rug op die krag en die groep gedraai en toe vasgevang word. En daarom tel die herder sy skape en hy sien daar's kort en dan gaan soek hy. Hy laat die 99 agter om die een te gaan soek. My medebroer en suster in die Here, dit is wat ek met u wil praat vanoggend. Hy sê in vers 7, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak die siekes gesond, reinig, melaats, wek die dooies op, dryf die duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Kan u hoor wat sê die Here hier? Hy gee vir u 'n opdrag, vir u en vir my. Ons wat sê ons is Christene, wat wedergebore kinders van die Here is, gaan maak die siekes gesond. Hoe doen ons dit? Om in die autoriteit van God Abba te loop en die Heilige Gees se krag toe te pas en vir mense te bid en toe te laat dat die Gees van God deur ons werk. Jy gaan nie die mense gesond maak nie, maar die Here gaan dit deur jou doen. Onder die leiding van die Gees. En al die ander wat daar gesê word. Om duiwels uit te dryf. Om en eenvoudig net die verlore skapie te gaan soek. Hoeveel mense ken u wat saam met u die Here gedien het? En skielik hoor jy niks meer van hulle nie. Hulle is stil. Dalk het hulle seer gekry. Dalk was daar vir gepredik vir soveel hoeveelheid geld, kan ek vir jou soveel dinge doen. Jy sien, die mens het hierdie ding na homself toe gebring, want hy wil aardse rykdom bekom. Hy is in die gedagte dat alles moet deur geld gedoen word. Maar die Here Jesus Christus praat niks hier van geld nie. Hy sê, gaan uit en gaan soek hulle. Gaan soek jou broer en jou suster, dalk jou ma en jou pa, jou seun en jou dogter, jou vriend en jou kennis, wat jy lanklaas van gehoor het. Gaan na hom toe of haar toe. Praat met hulle. Sit die hand op sy skouer en bid vir hom. Die persoon wat jy daar langs die pad sien, wat kop onderste bo sit, met sy geskeurde klere, gaan en gee 'n bemoedigende woord aan hom. Bid vir hom, dat die genade en die krag van die Here in hom ook sal werk. Daar's nie meer tyd om geld na te jaag in alles wat jy wil doen nie. Hierdie is afgesonder van geld, want jy het dit verniet gekry, so gee jy dit ook verniet. Die Here Jesus Christus het jou kom red, hy het geen geld vir jou gevra nie. Hy het die Heilige Gees ook
verniet uitgestuur. Gaan jy uit en gaan soek daai verlore skaap, verniet. Ek is Pastoor Gary, brood en water 5 minute woord groete, en weet net, so lief het God jou gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het om jou te red, jy wat 'n verlore skaap was. Amen.